Goeiedag aan almal. Ja, die week het 'n klomp gebeure gehad en soos wat julle weet, is daar 'n nuwe paus aangewys die week voor dit. Paus Fransis wat oorlede is en baie van ons op die nuus gehad het en gekyk het daarna. En 'n groot afwagting die afgelope week gekyk het of daar swart rook is en of daar wit rook is in die wêreld, hulle asem opgehou het. So ek het vandag vir Skalk van Wykie by my en Skalk skryf so weekliks in ons nuusbriewe en ek het gedink om sommer net met Skalk 'n gesprek te voer. So Skalk, ons kan oor baie goed praat. Ons kan nou oor Paus Leo praat en die kardinaal van Amerika, maar die ding wat vir my, kom ons praat daaroor wat vir my aangegryp het, is hoe die wêreld, ook ongelowiges selfs, letterlik asem opgehou het en weer iets aangetrek gevoel het na hierdie groot moment waar klomp kardinale in die Sistynse kapel kom en daar 'n keuse moet maak. So, maar ek kan die vorige conclaves onthou soos hulle dit noem, maar hierdie ene het wêreldwyd aandag getrek. Wat dink jy het gebeur? Hoe sou jy dit verwoord? Wat was jou ervaring? Kyk Marius, ek dink wat belangrik is om te onthou dat hierdie gebeure in 'n spesifieke konteks plaasvind. En die konteks is 'n wêreld wat verskriklik deurmekaar is. Jare gelede, 'n hele klompie jare gelede, het Steven Pinker is 'n sielkundige, hy is by Harvard Universiteit in Amerika. Hy is 'n verbete ateïs. Met verbete bedoel ek nie dat hy nie net sê ag ek glo nie in God nie. Maar as julle wil kan julle maar dit doen. Maar dat hy half militant ateïsties is. En Pinker het in daai tyd, so 'n klompie jare terug, het hy by al die wonderlike goed wat hy skryf, ek lees graag sy goed, maar het hy 'n boek geskryf, The Better Angels of Our Nature. En in daai boek het hy toe beredeneer dat ons so gesofistikeerd begin raak het, die wêreldse mense, die leiers van die wêreld, daar is 'n klomp ongesofistikeerde ouens, maar hulle is nie die baas nie. Die leiers van die wêreld het gesofistikeerd geraak, die beter engele, tussen aanhalingstekens, van ons natuur het oorgeneem. Daar sal nie weer 'n wêreldoorlog kom nie. Groot oorloë se tyd is verby. En toe skielik. Toe skielik. En toe ek het gelees het ek vir hom gesê, ai Pinker, het ek in my gedagtes gesê, as jy tog maar die Heidelbergse katekismes geken het, en as jy die Bybel geken het, dan sou jy geweet het, there are no better angels of our nature. Boosheid sit in ons. En ek dink dat 'n groot deel van die wêreldse mense het begryp dat boosheid sit vlak onder die oppervlak. Die bietjie vernis wat oor ons geverf is so dun dat jy met jou pinkie se naal dit kan afkrap. En dat jy iets meer nodig het, iets anders nodig het. Daar is iets anders nodig. En dit is die een ding. Hierdie spesifieke paus, Leo, neem die naam van Leo aan, en Leo, die vorige Leo paus, was 'n ou wat geweldig omgegee het vir armoede, vir die armes, vir die lydendes van die wêreld. En dit is asof die Rooms-Katolieke Kerk met die keuse van hierdie paus gekies het om te sê, ons wil die diensknegte van die Here Jesus in 'n wêreld wees waar mense ly en swaar kry. Hulle het geweet dat hierdie ou het 'n hart vir hierdie dinge. Ja, en ook Franciscus wat nou voor dit was, het die aantal jong mense wat skielik aangetrek was. Kan nou dink jong mense, so dis jong mense wat in 'n de mekaar wêreld groot word en op 'n manier die eenvoudigheid van sy omgee
jy weet, daar het 'n groot swaai gekom. Daar het 'n groot swaai gekom. Ek weet, daar's baie politiek gewees, dis maar altyd 'n kwessie, jy weet, tussen konservatief en liberaal. Is jy nou konservatief of is jy liberaal? En dis iets anders. Dis nie konservatief of liberaal nie, maar dis 'n kwessie van om terug te keer na 'n baie basiese evangelie wat Christus ons leer van omgee. En hy het dit nou beliggaam, Franciscus, deur sy swart skoene en nie sy rooi skoene nie, en waar hy moes gaan bly het, jy weet, baie eenvoudig gebly. Ja. Maar tog, daai swaai het 'n blywende impak gemaak. Jy kon dit gesien het, daar's net veel meer mense wat op Sondag en Woensdae sy preek luister in die St. Pieters, jy weet, plein en goede. So dis 'n absolute jy weet, mense is gebind daardeur. Hulle word geboei, ja. En ons moet ook raak sien. Ek wil nou nie oor die politiek van die wêreld praat nie, maar dit is half of mense die ekstreem konservatisme van die Amerikaanse huidige regering sien en dan besef, ons het gedink dit gaan wonderlik wees en dit is dalk nou nie heeltemal so wonderlik nie. Nou vind jy in Kanada dat die konservatiewe party wat op pad was om te wen, verloor. Jy vind dit in Australië waar die konservatiewe party op pad was om te wen en toe hierdie dinge kom, toe begin hulle verloor. En ek dink dat die kerk ook onder leiding van die Heilige Gees, en ek gaan nou ietsie sê oor die Rooms-Katolieke Kerk en die Heilige Gees, maar dat die kerk onder leiding van die Heilige Gees ook begryp het dat daar 'n groter openheid, barmhartigheid in ons wêreld nodig is. En dit gedoen het. En ek wil tog praat oor die Gees in die Rooms-Katolieke Kerk. Ek het een van my vriende was 'n Rooms-Katolieke priester en hy het nie altyd hy het gesê om in 'n gereformeerde kerk te kom op daai, of in 'n NG kerk of 'n gereformeerde kerk of 'n protestantse kerk. Hy sê daar was 'n stadium toe hy 'n kind was wat as hy in so 'n kerk gekom het, dan het hy 'n preek gehoor waarin die Rooms-Katolieke links en regs geklap is. Ja. Ons het beklei teen mekaar. Ons het beklei teen die protestante en Katolieke het oorlog gevoer. Hulle het oorlog gevoer. Hy sê en ons was vriende, ek en die ou, omdat ons albei die Here Jesus liefhet. Ek meen ek het hom gekarniffel oor Maria se rol in hulle denke en hy het vir my mooi probeer verduidelik, maar ek was te dom om dit te verstaan. Maar en hy het nou weer fout gevind met ons maar wat ons nie moet vergeet nie, is hoe word ons gered? Ons word gered omdat Jesus ons met sy bloed gekoop het. Nie omdat ons perfek reg glo nie. Ja. Of protestant of Katolieke of wat ook al is. Of jy nou 'n Rooms-Katoliek of 'n Oosters-Ortodoks of 'n wat is. Jy word net gered deur die bloed van Jesus wat aan die kruis gevloei het. Dis die basiese van die evangelie. Dis hoekom dit blye goeie nuus is. Dis hoekom dit goeie nuus is. Ja, en daarom is die Rooms-Katolieke Kerk is kerk van die Here Jesus. Daar's mense wat vir my kwaad word as ek dit vir hulle sê. Dan sê ek, maar my liewe hemel, as jy die bloed van Jesus en sy kruis dood, as dit wat hy met sy lewe wat hy aan die kruis gegee het, as dit die enigste manier is hoe jy gered word, hoekom is dit nie die enigste manier hoe ander ouens wat anders glo as jy gered kan word nie, solank hulle glo in die Here Jesus. Maar ons kan stry oor hoe ons die goed verwoord, ons kan stry oor hoe ons dit in die kerk doen, dis reg. Maar ons leer van mekaar, dis die punt. Jy weet, ons het verskillende geskiedenisse, loop verskillende rigtings, maar skalk tog die eenvoudige ding, dink jy die punt gemaak. In 'n chaos wêreld het mense skielik lig begin sien. En die lig is daai stukkie omgee.
So, jy weet, in die midde van, ek weet, is dit nou die 100-jarige viering van die einde van die Tweede Wêreldoorlog hierdie week. En 80. Afrikaans is 100. 80, Klomp goed het gebeur in hierdie week. Klomp goed is de mekaar. Maar die hele kwessie van is oor hoe omgee deur hierdie narratief breek. En skielik half, jy weet, te midde van die politieke goed wat nie gang is, dit net stop en sê, kom ons kyk net hier. Jy weet, en dit is absoluut 'n aantrekking vir mense in die tyd gewees. Ek dink, Marius, ons moet besef dat die kerk, protestants, rooms, 'n groter, belangriker rol in die lewe, in die wêreld speel, as wat selfs ons dominees dink. Ja. Ons sien partykeer net die ouens wat loop en ons sien min mense by die erediens en dan dink ons, o jene, wat word van die kerk van die Here Jesus? Martin Luther het gesê, hou Christus self sy kerk in stand, vergeefs die hel sy woede. Gesete aan Gods regterhand hou hy haar in sy hoede. Dit is hierdie pragtige ding en dit is van die Rooms-Katolieke kerk ook waar. Want die gees van die Here is ook daar. Ja. Kan ek gou sê, ons bely ons geloof. Jy kan uit jou kop uit sê, ek glo in een heilige, algemene, wat eintlik katolieke is, né? Ja. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk. Ja. So ons bely, en dit help vir ons in 'n tyd, weet, met hoe werk God se gees en spanning eintlik, maar ons kan ook praat oor kardinale wat in kibbel, wie is die nuwe paus, maar ons kan praat oor Christelike kerke wat kibbel, jy weet wie die Heilige Gees en wie's nou reg, maar dit swaai ons gedagtes eintlik oor na 'n ander vlak toe, 'n dieper omgee vlak en sê watter kerk jy ook al is. Ons bely, en jy het dit nou gesê, ons glo in God se vergifnis en ons glo in herstel en ons, jy weet, dit vat jou terug na basiese goed toe. Ja, weet jy, die wonderbare ding is, ek het jare gelede, het ek saam met Hans King, die groot Rooms-Katolieke teoloog, het ek en hy gaan koffie drink, en ons het bietjie gesels oor hierdie dinge. Dit was net na hy 'n baie dik geleerde boek geskryf het oor die kerk. Die Kirche het Duitse boek wat hy geskryf is, vertaal in Engels, The Church. En ons het gesels oor die kerk. En die interessante ding is dat Hans King gesê het, dat wat mense nie besef nie, toe ons daar praat, is hoeveel Rooms-Katolieke teoloë by protestantse teoloë leer, en hoeveel protestantse teoloë by Rooms-Katolieke teoloë leer. My gunsteling kommentaar oor die Johannes-evangelie is deur 'n Rooms-Katoliek geskrywe, Schnackenburg. Wat 'n wonderbare boek is dit nie. Sy insig is ongelooflik. So, ons moet aanvaar en ons moet weet, as jy aan die Here Jesus behoort, word jy nie 'n volmaakte mens nie. Maar jy moet 'n lerende mens word. Jy moet 'n leersame mens word. Jy moet 'n verdraagsame mens word. Jy moet met 'n oop oor luister na ander, want jy kan altyd leer. En ons moet leer om die Heilige Gees in die ander ook raak te sien. En ek dink dis, vir my is hierdie keuse van hierdie paus, ek verskil natuurlik met hom oor 101 goed. En daar's 101 redes waarom ek nie tuis sal wees in 'n Rooms-Katolieke kerk nie. Maar daar is een rede hoekom ek wel so toe gaan partykeer, en dit is ek glo in die Here Jesus Christus en hulle ook. Skalk, baie dankie, het was lekker met jou te gesels. Uit Marius, plesier.